Next, I ask our principal, Mr. Leroux, to deliver his farewell message to our matric learners. Kom ons luister asseblief. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, our esteemed guests, the matric class of 2025. Baie welkom hier so by vandag se verrigting en baie dankie dat julle die moeite gedoen het om te kom. Ek is self 'n ouer, so is altyd my wonderlik om te sien hier soveel ouers wat dit bywoon en dit beteken vir die kinders iets ongeloofliks. Ons waardeer dit dat julle hier so is. Dan is dit my so interessant as mense oor hierdie goed praat en vandag het ek met 'n paar van die kinders ook gesels as hulle jou kom groet of jy moet teken op 'n hemp of op 'n baadjie. Dan dink ek weer terug aan ons eerste vergadering met die matrieks. In the beginning of the year, you sat here and we had a chat. And I told you, you are going to blink your eyes and it's going to be the end of the year. En dit is so. Dit is so vinnig. Jy knip jou oë en hier sit 'n mens. Een van die matrieks het my vanoggend gesê, "Sir, I can't believe it's true. It's not real to me yet." So dit is hierdie tyd van die jaar dat dit so vinnig gaan en om hier te wees en deur alles te gaan is eintlik so 'n groot genade. So vandag is julle dag. Ons eer julle vandag met dit wat gebeur. Dan vir my interessant as mense so staan aan die einde van die jaar en die begin van 'n klomp goed, dan lê daar nog vir julle 'n paar groot goed voor. The first big hurdle is the NSC exams one of these days. So dis sommer om die draai, hier in Oktober begin die eerste eksamens al, so it's on the doorstep. So it's the first big mountain you need to climb. En toe sien ek hierdie mooi aanhalingkie, this quote from Dr. Zeus, en vir my so mooi, ek het glad nie met meneer Luke en juffrou Lombard gepraat nie, maar dis deel van die programmetjie, dan die programmetjie staan daaronder aan, vandag is jou dag. Jy gaan op reis na 'n wêreld wat wag, jy het 'n brein in jou kop en jy het voete wat trap, van jou hang dit af, watter rigting jy stap. En dit is my so interessant, I only have it in English and a little bit different emphasis. So the thing I want to give to you first of all, the first quote from Dr. Zeus is the following. You're off to great places. Today is your day. Your mountain or mountains are waiting, so get on your way. En ek dink dis met hierdie afwagting wat mense hier so sit, né? Ek dink aan die een kant is jy opgewonde, jy skop so 'n bietjie die kinderskoene uit. On the other hand, you're a little bit apprehensive, want jy weet wat vir jou wag is dalk nie so maklik nie. A little bit of fear, a little bit of anxiety, en dis waar mense staan as mens hier so is voor groot goed, maar dit is ook 'n wonderlike plek om te wees. So ek wil graag 'n storie met julle deel vir iets om te onthou, something to leave with you in your hearts as you travel on your journey further. Maar ek wil net eers 'n paar gedagtes met julle deel voor ek by die storieetjie kom. Die eerste gedagte is dit: be thankful. Show gratitude. Wees dankbaar en onthou waar jy vandaan kom. Jy sou nie hier gesit het as dit nie vir daai wonderlike mense daar was wat jou ondersteun het nie. Jy sou nie hier gesit het as dit nie vir jou vriende was links en regs en agter en voor jou nie. You wouldn't have been here if it wasn't for these people on the stage here. Daar's soveel mense wat vir jou gelei het en gevat het en gehelp het. Coaches, private coaches, tutors, you can name them all. Don't forget that. And show gratitude. Ek sal dit ongelooflik waardeer as jy vandag hier so uitstap na die tyd en jy gaan gee vir jou ma en jou pa of jou oupa en ouma of wie ook vir jou sorg 'n groot druk. Hug them and tell them you love them and tell them you're thankful. Dan die volgende dingetjie is die eindeksamen. Dit is so 'n kort tydjie, maar dit gaan bitter vinnig gaan. So ek vra vir julle mooi, sit alles in vir oulaas. Vergeet van dit wat gebeur het tot nou toe and do your best. Elke uur of elke effort wat jy meer insit is going to prove successful. En dit wat jy doen met jou matriek eindeksamen is such a thing you carry with you for the rest of your life. Ek is nou al baie meer as 30 jaar uit die skool uit matriek uit. En nou die dag toe bel 'n vriend van my vir my en hy is 'n prokureur by 'n groot prokureursfirma in Limpopo. Maar hy wil Kaap toe trek en hy en sy gesin en sy familie en hy het aansoek gedoen by 'n groot prokureursfirma in George. En hy wil George toe trek. En toe bel hy my en ek is die eerste keer in 'n klomp jare wat ek met hom praat. Hy sê vir my, Dani, kan jy nie vir my help nie, want ek weet jy is by skool en jy is in die onderwys. Ek kort my matrieksertifikaat.
Hy het klaar sy prokureursgrade, LLB, you name it, he's got it all. But the firm wants his matric certificate. So don't lose it. And work hard for it. Jy moet dit eers kry, ja meneer Beck, ek dink dis die belangrike een. First get it, and then you don't lose it. And then the next one, and it's going to link with the story I want to tell you, is vir my verskriklik belangrik. Ons lewe in vreemde tye. Ons lewe in tye van korrupsie, van regerings, van oorloë, van siektes en van vreemde goed wat rondom ons gebeur. En dan wonder 'n mens, what are the things that's going to carry you through and make you successful and make you resilient? En dan die ding wat ek altyd aan dink is, en dit sê al die slim mense elke keer is, bly getrou aan jou waardes en waarin jy glo. Your values, the norms and standards you set for yourself and your parents and your teachers and your coaches, be true to those. Dis die belangrike goed wat jou deurdra. Dinge verander, regerings verander, politieke partye verander, die Springbok-kaptein verander. Noem op. Die kleur van die Smartie box, weet ek nie of dit verander, maar klomp goed verander. Values don't change. Respect bly respect. To love someone dearly still stays the same thing. To be grateful. Om eerlik te wees. To have a conscience. Dis goed wat jou lewe lang vir jou gaan dra. It builds your reputation and it walks in front of you into every room. Don't lose your values. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Op julle pad vorentoe gaan na 'n klomp goed gebeur. Dit is altyd vir my so interessant as ek hier so staan en ek kyk vir julle is sulke mooi jong mense, dan sit en dink ek in my kop, wat sou ek gedoen het of gesê het as ek nou in julle plek gesit het? En dan sê ek vir myself, ek weet nie of ek dit weer sou wil doen nie, daar's te veel moeilike goed. Maar ek wens ek kan dit oordoen, maar ek het geweet wat ek nou weet. Because life outside of school is hard, difficult. Often very difficult. Die lewe na skool, skool is so 'n veilige vangnet, het iemand een keer vir my verduidelik. You can make mistakes at school and so many people catch you, so many systems catch you and help you and support you. Na skool is dit moeilik. Mamma en papa is nie altyd daar nie, oupa en ouma, meneer, juffrou, coach is nie altyd daar nie, jou beste vriend gaan studeer by 'n ander plek of werk oor see. Then it gets difficult. So what do you do when it gets difficult? And you will fail sometimes. All of us fail. And all of us have some type of failure in our lives. Wat doen jy dan? Want dit is eintlik the mark of a great person. Dit gaan nie oor wat met jou gebeur nie. It is how you handle it. Hoe hanteer jy hierdie uitdagings? And I think the one thing, I want to package it in one word and one thought. Dit gaan oor value yourself. Heg waarde aan jouself. So as jy een van die dae in 'n plek inkom en iemand bied vir jou dwelms aan of drank of wat ook al, of jy wil gevra word om saam te ry na iemand toe, of jy moet 'n keuse maak oor hierdie boyfriend of daai girlfriend of hierdie keuse of daai keuse van 'n kursus, whatever. Remember to value yourself. Jy het waarde. En omdat jy waarde het, kom jy nie goedkoop nie. Die Bybel sê, you're fearfully and wonderfully made. Jy het ongelooflike waarde. Moenie twyfel in jou waarde nie, in your self-worth, in your value, and who you are as a person. Almal is uniek, maar jy het ongelooflike kwaliteite. Don't ever forget that. So just a story to help you remember this. And this story is about a speaker who started off a seminar and he showed the crowd a 100 rand note. And he asked them, who wants this? Ek wens ek het 'n ander werk gehad dat ek nie onderwyser was nie, want ek meer 100 rande gehad. Dan kon ek vir elkeen van julle een gegee het vandag. Ongelukkig laat my budget dit nie toe nie. If I give you 100 rand, who will not take it? Almal sal dit vat. Almal sal sê ja. Please give it to me.
There was no surprise to see all of them lifted their hands. He offered to give the money to one of them, but insisted that he will do something to it. So the first thing he did was, he crumpled it up. Ek kan hierdie nie opvrommel nie, want ek moet hom teruggee vir Tannie Nikkie. Dis ook nie myne nie. He crumpled it up, and he unfolded the crumpled piece of paper, and he asked them again, who wants this 100 rand note? And all of them raised their hands and said, we still want the 100 rand note. And then he took the 100 rand note and he threw it on the floor, on the ground, and he trampled on it, and he took his shoe and rubbed it into the ground. So it's dirty and all crumpled up. Ek gaan ook nie dit doen, want ek dink ek kan buk en weer opstaan nie. And he asked them again, do you still want this 100 rand note? And all of them said, yes. So as jy vorentoe in jou lewe kom, onthou hierdie storie, en onthou elke keer as jy 100 rand noot, of 'n 50 rand noot, of wat ook al sien, elke keer as jy dit sien, you've got value. Maak nie saak of die lewe jou 'n bietjie krampel en squash en seermaak nie. Maak nie saak of mense baie keer op jou trap nie, en die lewe jou so 'n bietjie rondskit nie. It doesn't matter. You still have value. You are wonderfully and fearfully made. Please, please remember that. Believe in yourself, work hard to achieve success, and value yourself irrespective of the failures and obstacles. And listen to this one, don't degrade yourself just because of temporary setbacks. Iemand het een keer vir my gesê, don't confuse a moment in time with life itself. Daai girl wat jy afsê wat jy gedink het is jou vrou, daai vak wat jy gedryp het, daai rugby span of daai hockey span, the netball team you didn't make, it's all just moments in time. Don't forget that. Ek sluit af met nog 'n slagspreuk, another quote from Michael Josephson, and I leave you with this. He says, take pride in how far you've come. Have faith in how far you can go, but don't forget to enjoy the journey. Baie voorspoed vir die eindeksamen. Ons is hier om julle te support, ondersteun, en ek hoop julle het 'n geseënde dag en 'n geseënde tyd verder. Baie dankie.